Daar is hy, goeiemôre van my kant af. Vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Llewellyn Wenaar en saam met my vrou in die span is ek bevoorreg om hierdie kampus te lei en welkom aan almal wat hier is, almal wat so gespog het vanoggend. Ek weet van julle is baie arm want die tandemeisie het kom kuier, ek kon sien. Hier's redelik 'n paar van hulle wat so lyk. Maar ons is regtig opgewonde om te sien wat die Here in hierdie graad eentjie se lewe gaan kom doen in die toekoms. En daardeur wil ons altyd hierdie geleentheid skep wat ons nie net vir graad 1 bid nie, maar ons bid eintlik vir hulle toekoms, vir hulle lewensjare wat vir hulle voorlê. Nou net gou een ding wat baie belangrik is voordat ek aangaan met die preek, en dit is ons parkering en die vloei van die verkeer. Wie van julle het in die verkeer gesit? Moenie hand opsteek nie. Ek gaan sleg voel. Maar is dit nie amazing om in die verkeer te sit op pad kerk toe nie? So ek wil net gou vir julle verduidelik. Ek besef van julle is dalk nog bietjie onseker hoe dit werk, maar dit is ek daai. Maar ek wil jou vra, jy sal sien daar so 'n animated foto. As jy van onder af kom, van die robot af, van ruimte weg af, maak asseblief gebruik van die eerste hek wat jy kry, draai in. En as jy van Molledred se kant af kom, ook die eerste hek. En so kan almal inkom. As jy nou gedink het jy gaan nie kom om jou kind af te laai vir kinderkerk en weer ry, sorry. Jy moet maar nou parkeer. Ons het gedink daaraan toe besef ons daar is van julle wat wil uit, maar ons wil asseblief hê dat die verkeer so vloei om in te kom. So as jy van daai hek af inkom, kan jy dan op die einde van die dag wat ons noem by die woestyn, dit is nou daar waar die hoë risikokarre parkeer. Dit is as jy 'n Toyota bakkie, 'n Fortuner ry, 'n Toyota Etios soos ek, dan parkeer ons daar. Hoekom lag julle vir my? Dit is 'n hoë risiko vehikel. Hy is dis 'n Uber. So dan parkeer jy vir ons daar en dan ook as jy net aanry onder die bome, almal wat dan van ruimteweg se kant af kom, ry agtertoe. Jy kan agter op die gras parkeer. Daar's 'n groot parkeerarea daar by die lape, om die lape agter op die gras. En dan wanneer ons dan klaar is met die diens, na afloop van die diens, vir die van julle wat nog lekker kuier, ek weet jy het nooit verkeer nie. So prys die Here daarvoor. Vir die ouens wat nou, jy weet, haastig wil wegkom, ons maak dan gebruik van al 3 hekke om uit te ry. So jy kom dan van daai kant af by die Etios karre wat daar parkeer. Julle ry dan by hek 1 uit soos wat julle ingekom het en die ouens soos wat jy ingekom het, ry dan uit en dieselfde die kant tot iemand vir jou sê jy moet nou weer so om uitry want dan begin die tweede diens se ouens in te kom. Nou soos dit vanoggend hier lyk, wil ek maar net vir julle sê dit is die Sondag voor die skool oopmaak. So, as daar veranderinge gaan gebeur, asseblief maak seker jy hou die webtuiste dop van Dr. Eraslo, ons Facebookblad. Ek in die span het bietjie gepraat oor wat voorlê en dan mag dalk veranderinge gebeur, so hou dit asseblief dop. Ons sal graag jou daar wil inlig. Maar dit gaan help dat jy nie by Molledred sit om by die kerk uit te kom nie. Baie dankie. So, ek wil vandag met jou kuier oor ek het die afgelope tyd so vanaf oujaarsdiens en toe verlede week die 4de het ons bietjie saam bymekaar gesit en hierdie is die tema Moving Beyond Excuses. Ek weet nie of jy weet nie, maar dit is al 6 jaar na COVID. So COVID is nie meer excuse nie. Dis nie meer 'n verskoning om sekere goed te doen of nie te kan doen nie. Dis nou ons tyd om te kan sê, Here, ek beweeg verder verby deur alles wat vir my beplan is. Ek wil verandering bring in my lewe. Nou wie van julle kan saam my stem verandering is moeilik? Okay. So ek wil vir julle 'n storie vertel. Daar is ons het 4 seuns. 2 van hulle het 2 bene en die ander 2 het 4 bene. Nou kyk hoe mooi lyk hierdie 2. Nou ek het groot geword in 'n huis waar my broer altyd lief was vir honde, ek nie. En hy wil graag altyd die honde hê, maar raai wie is die een wat altyd moes seker maak die poef is opgetel. Die honde het kos en water, raai wie was dit? Dit was ek. So by einde van die dag het ek nie van honde gehou en ek het gesê ek wil nie honde hê nie. En toe trou ek met 'n Afrikaanse boeremeisie wat groot geword met honde. En so het aangegaan, maar anyway, nietemin, ek besef verandering is baie moeilik, want hierdie 2,
of jy dit nou wil weet, ek is die een wat altyd sê, net so by the way, dit is Delta en Alpha. Dis cool, nee. Daar is ander twee name wat ek ook vir hulle gee, maar ek mag dit nie van die kansel af sê nie. Maar, so Delta en Alpha is die ouens, ek raas gewoonlik met hulle. Ek is die een wat altyd sê, moet hulle nie bederf nie, doen dit, doen daai. Ek is die een wat altyd hierdie ding doen. En dan sê ek vir hulle die hele tyd, af van die bank af, doen daai. En as ek my weer kom kry, dan sit ek, soos gisteraand laat, nou gaan ek deur my preek, en die volgende oomblik kom kry ek, toe ek die recliner so afsit, toe voel ek, hier's honde om my. Nou dink ek, ek is die een wat altyd met julle raas. Ek is die een wat altyd daar is, jy weet, en ek is die een wat vir my vrou en vir my kinders sê, hou op vir hulle bederf, hou op dit doen vir hulle, hou op daai ding doen, hou op daai, en dan kom ek agter, die een wat hulle die meeste manipuleer, hierdie twee, is niemand anders behalwe vir my. Ek het al hoeveel keer in my lewe probeer net sê, ek gaan nie nou vir julle hierdie worsie gee nie, is nie goed vir jou nie. En dan kyk hulle my met daai pappie oor en dink ek, okay, stukkie droewors vir jou en vir jou. En dan besluit ek weer, so gaan dit aan, en so gaan die lewe aan. Elke keer dink ek, besef ek, dit lyk of dit maklik is, maar dit is moeilik om verandering te werk bring. Dit is moeilik om verandering net in my eie lewe toe te pas. Dis regtig moeilik en dis hoekom ek vandag sê wanneer ons staan in die begin van 'n nuwe jaar met ritmes wat weer ingestel moet word en soms skree ons hard uit of soms net so sag, vra ons die vraag, wat sou ek hierdie jaar anders wil doen? Ek weet nie of wat van julle is wat daai vraag gevra het die afgelope tyd nie. Wat sal ek hierdie jaar anders wil doen? En navorsing het bewys dat baie van ons wil nie meer nuwejaarsvoornemens opteken en sê dis wat ek gaan doen nie, want jy het al soveel keer dit probeer en soveel keer het jy misluk en daardeur gaan jy maar net aan. Jy gaan maar net van die een jaar na die ander jaar, van die een seisoen na die ander seisoen. En navorsing wys vir ons daar's 5 goed wat mense elke jaar sê ek gaan verander. Raai, wat is dit die eerste enetjie is? Gaan gesond eet. Nuwe leefstyl, 'n bietjie op 'n dieet. Is dit nie so nie? Moenie jok nie, jy's in die kerk, sê ja. Die tweede ding wat ons baie keer doen is, hierdie jaar gaan ek beter met my geld werk of ek gaan dalk spaar. Is dit nie so nie? Maar jy vergeet, hulle het vir jou gevang met 'n slap riem net so aan die begin van Desember, toe koop jy daai nuwe kar en jy gaan hom eers betaal einde Maart. Maar ek wil spaar. Navorsing wys vir ons dat, jy weet, ek wil hierdie jaar aan my verhoudinge werk, en daar is sekere verhoudinge wat jy ontslae moet raak, en daar is sekere verhoudinge wat jy moet deel maak. Hierdie jaar wil ek in my loopbaan werk, ek wil hierdie jaar geestelik groei, en dis hoekom ek sê, in die volgende tyd, in die volgende 2-3 weke, nou dis nie julle ouens wat hier sit nie, dis die ouens wat eers na die skool opgemaak het kerk toe kom, dis daai ouens wat sê hierdie jaar gaan na kerk toe gaan, en dan hou dit tot so middel Februarie. Nou dis deel van ons lewe, maar die vraag wat ek wil vra is, wat gaan jy verander hierdie jaar, en hoe is dit moontlik dat jy verander? Want dis die moeilikste ding om toe te pas, is ek kan dit baie keer sien in ander mense se lewe, en baie keer vir ander mense sê, ek dink jy moet bietjie op 'n dieet gaan. Daai kaassousie. Ek dink jy moet bietjie oefen. Ek dink jy moet bietjie gesond leef. Ek dink jy moet bietjie Bybel lees. Ek dink jy moet bietjie bid en jy moet bietjie spaar. Ons sien dit baie keer in 'n afstand in ander mense se lewe, maar dit is moeilik om dit selfs in ons eie lewe raak te sien. Eina, amen. En so, dit is wat ons baie keer wil doen, en so vandag wil ek met 2 soorte mense praat, mense wat die vraag vra, wat sê, met God se hulp wil ek hierdie een ding verander hierdie jaar. En 'n ander persoon wat sê, met eerlikwaar, met God se hulp moet ek alles verander in my lewe. En so hier is hierdie amazing storie wat vasgevang word in Markus hoofstuk 1 vanaf vers 16 tot 20, 'n storie wat praat van verandering, 'n storie wat my hart so gegryp het, toe ek dit lees en kyk en bietjie navorsing doen, toe besef ek, dis eintlik hoe ons daaroor moet dink, want ons het soveel verskonings in ons lewe, in ons alledaagse lewe, dat die omdaats eintlik ons lewe se waardevorming begin word, dat ek my lewe volgens omdaats bewerkstellig, en alles wat ek doen is, omdat ek nie kan nie, doen ek hierdie, omdat sal ek dit doen, omdat word 'n waardevormer vir jou lewe. En so in Markus hoofstuk 1, vanaf vers 16 is hierdie storie.
En jy moet verstaan, Markus, die boek Markus is die tweede boek in die Nuwe Testament, is die tweede boek van die 4 evangelies en hy is die kortste ook. Is asof Markus regtig so 'n amazing boek is wat hy kom tot die man af. Hy's vinnig tot op die punt en Jesus kom in hoofstuk 1 praat hy van Johannes wat verkondig het dat Jesus sal kom en alles hierdie en dan begin Jesus te preek in Galilea oor die koninkryk en die goeie nuus wat sou kom. Maar dan gebeur daar iets amazing en ek wil saam met jou lees vanaf vers 16 af, die volgende. Dit sê, terwyl hy langs die see van Galilea loop. Dis nou, die see van Galilea was nie, jy weet, soos ons nou gaan na Durban toe of Kaapstad toe, dis nie die see, dit is 'n groot dam gewees, en dit was bekend gewees vir vissermanne, en die Bybel sê, terwyl hy langs die see van Galilea loop, het hy Simon en Andreas, die broer van Simon, nette in die see sien uitgooi, want hulle was vissermanne. Hy sê, hy het hulle gesien werk. En in hierdie, terwyl hy hulle sien werk, besef ek, dit was 'n gewone oomblik vir hulle, was nie buitengewone oomblik, is 'n gewone oomblik, en Jesus loop hier langs die see, en hy sien hoe daar bote op die see is, of op die water is, en op 'n gewone dag was daar so om en by 240 bote, wat op daai water so gevaar het, en vis so gevang het, en in dit sien hy hierdie 2 ouens, wat op die einde van die dag besig is om vis te vang, wat hulle nette in die water gooi. En dan sê Jesus die volgende woorde vir hulle. Vers 17. Hy sê, volg my, en ek sal vissers van mense laat word. Volg my en ek sal julle vissers van mense laat word. Hy kom keer die hele orde van wat daar gebeur om. En ek dink, wanneer Jesus hierdie woorde gesê het, is dit nie, volg my en ek maak jou vissers van mense nie. Dit was in 'n oomblik waar daar klomp bote om was, dit was besig. Hulle was in die water in, so Jesus het nie na hulle toe geloop nie. Ek dink, die Bybel sê, hy het op die see van Galilea, op die strand eintlik daar geloop, en hy moes vir op hulle skree. Hy sê, hey, Simon, Andreas, ja, julle 2, volg my. En ek kan net vir 'n oomblik indink, wat gaan in daai ouens se koppe aan? Jy sien, Jesus sê iets wat nog nooit in die geskiedenis van die Bybel of van die mensdom ooit gesê was nie. In die Ou Testament was daar gesê, volg God. In die Ou Testament was daar gesê, volg die wet. Maar nou kom Jesus in die Nuwe Testament en hy sê, hier is 'n Nuwe Testamentiese lewe, volg my. Hy maak 'n stelling en ek kan dink vir 'n oomblik, almal wat hom dalk nie geken het, die dink, van waar af kom jy? Van waar af bel jy? Hierdie is nie die oomblik om vir mense te sê, volg jou nie, want wat gaan jy vir hulle beteken? Hulle is besig om hulle lewe op 'n kwaliteitbasis tentoon te stel. Hulle is besig om hulle karier te bou. Hulle is besig om na hulle self te kyk. Hulle is besig om geld te maak. Hulle is besig met hulle eie tyd. En nou kom jy en jy sê, volg my. Jy sien, Jesus sê, volg my. Want ek word geken deur die een wat gekom het om die koninkrykslewe te verkondig. 'n Nuwe manier van dink, 'n nuwe manier van dinge doen. En hy sê, kom volg my. En as jy die woord gelees, kom jy agter, hy praat 24 keer oor hierdie beginsel, of 21 keer oor hierdie beginsel van volg my op verskillende gesprekke, meer as 12 gesprekke wat hy daaroor praat. En hoekom doen hy dit? Hy doen dit sodat hy kan besef, dat ek en jy kan besef die belangrikheid van volg my. En dan kom die woord. Een woord wat my eintlik so bietjie laat stil staan het. Toe ek hierdie lees, toe besef ek, is dit die plek waar ek moet die lyn trek, want hierdie is wat hy sê in vers 18. Hy sê, hulle het, help my gou daai woord, onmiddellik. Toe hy vir hulle sê, volg my, het hulle, voordat hulle sy disippels was, hy het nie vir hulle 'n kontrak gegee nie, hy het nie vir hulle voordele gegee nie, hy het niks vir hulle gesê, al wat hy vir hulle gesê het is, volg my, en dan sê die Bybel vers 18, hulle het onmiddellik hulle nette gelos en hom gevolg.
Onmiddellik, want hoekom? Hulle het gesien, daar's iets tot voordeel vir hulle eie lewe. Hulle het gehoor hoe hy gepreek het oor die koninkryk, hulle het gehoor wat hy sê oor hierdie nuwe lewe wat sou kom, en daardeur gaan ons met geloof U volg, met alles wat ons het, en alles wat ek doen. Niemand van daai ouens, nie een van die twee nie, het gesê, weet jy wat, ek weet nou nie, ek gaan net so 'n bietjie uitstel, wag, wat is my backup plan as hierdie ding nou nie werk nie, al wat hulle gesê het, weet jy wat, ek gaan U volg. Geen verskonings nie. Dadelik. Weet jy wat is ons Christene se grootste verskoning baie keer in die lewe? Ons grootste verskoning as Christene is baie keer, ek gaan daaroor bid. En dan sal ek terugkom na jou toe. Dit is nou al 6 jaar later, ek wag nou nog vir daai oproep. Ek dink jy bid lank. Ek sal daaroor bid, ek gaan net met my vrou daaroor praat. Ek gaan net met my man daaroor praat. Ek weet nie of ek geld gaan hê om hierdie kursusse te doen hierdie jaar nie. Ek weet nie of ek tyd gaan hê om dit te doen nie. Ek weet nie of ek daarby gaan uitkom nie. Ek weet nie, en omdat ek nie dit gaan kan doen nie, dink ek nie, dit is my jaar vir my nie. En so praat ons onsself klaar uit. Dit wat eintlik tot voordeel is van jou, en hierdie ouens sê, daar's nie 'n verskoning wat hulle gehad het nie. Al wat hulle gesê het is, weet jy wat? Ek weet nie waar ek gaan slaap nie, ek weet nie wat ek gaan eet nie, ek weet nie waar ek gaan bly nie, ek weet niks nie, ek weet nie eens hoe ons gaan ry nie, want as ek mooi gekyk het, het Jesus nie, jy weet, 'n traveling touring van nie. Al wat ek sien is, hy is op sy voete hier. So ons gaan loop. Ons gaan hike. En hoekom het hulle onmiddellik hom gevolg, is altyd die groot vraag, want onmiddellik sê vir my, daar was iets wat hulle geglo het in hom, toe hy sê, kom volg my, het hulle onmiddellik hom gevolg, want hulle was oortuig van die verandering wat hy in hulle lewe sal bring. Die goed wat ek en jy wil verander hierdie jaar, is jy oortuig dat jy hierdie goed wil verander. En van nie almal het Jesus gevolg in daai tyd nie. As jy later lees, dan kom Jesus, terwyl hy preek, is daar hierdie jong man, in Markus hoofstuk 10, waar hierdie jong man eintlik by hom uitkom en sê, Jesus, ek weet, U is die Seun van die mens, wat moet ek doen om U te volg? Dan sê Jesus vir hom die volgende, verkoop al jou besittings, gee dit vir die armes, want jy is die rykste tussen almal, gee dit vir die armes, en dan volg jy my. En dan eintlik sien ek, dis soos 'n tiener wat sy oor rol en dink, regtig? Nie dit nie. Daar's 'n opoffering wat saam met dit gaan, en hierdie ou sê, nee, en dan lees ons nooit weer van hierdie persoon nie. Hoekom? Omdat hy nie geglo het in Jesus nie, maar hy het net geglo in die voordeel wat dit so vir hom sou bring. Ons beginpunt is om Jesus te volg, want hy het gesê, daar's 'n koninkryksbeginsel, en om Jesus te volg, sal nie net jou lewe beter maak nie, maar jou beter maak in hierdie lewe. Dis wat dit sal doen. Hulle het alles laat val, en gesê, ek gaan hom vertrou. Waarheen roep U my? Wat moet ek hierdie jaar doen? Wat wil U hê moet ek doen? En omdat ek dit sal doen, weet ek, om Jesus te volg, verbeter nie net jou omstandighede nie, dit vorm wie jy word, en maak jou beter in hierdie lewe. Maar ons so baie keer net verander my omstandighede, Jesus. Hierdie ouens het hom gevolg, want hulle was oortuig, iets is besig om te verander in my lewe, en daardeur gaan ek nie uitstel nie, daardeur gaan ek nie sê, ek gaan nie oor bid nie, want uitstelde gehoorsaamheid is eintlik geloof wat vermom is. En as dit lyk asof dit die regte ding is, maar dit is eintlik nie, en daardeur moet ons sê, ek wil hierdie jaar geestelik groei, dan begin die Bybel te lees. Jy het die Bybel op jou foon, begin. As iets belangrik genoeg is om môre te doen, is dit belangrik genoeg om vandag te begin. En so Jesus se disippels, hierdie twee het gesê, dis belangrik genoeg vir my om vandag te begin, en ek wil vandag dit kom doen. Geloof wag nie vir die perfekte omstandighede nie. Geloof begin in die verwarring van die omstandighede, en dit maak geloof so great.
Hulle het besluit, ons kan nie so aangaan nie. Ons gaan hierdie nette los en ons gaan hom volg. Ons gaan hierdie ou lewe los en ons gaan hom volg. Ek gaan nie terugkyk en wonder, kan dit gebeur, kan dit nie gebeur nie. Nee, ek gaan alles net so los. Gaan wonder, die Hebreërs skrywer skryf in hoofstuk 12 vers 1 tot 2. Hy sê, raak ontslae van enige iets wat ons hinder. Enige iets wat ons terughou. Raak ontslae van daai goed wat die hele tyd jou terughou om te word wie Jesus jou voorgeroep het om te wees. En dan sê hy, jou oë gefestig op wie? Jesus. Die volëinder van ons geloof. Die raadsman, die een wat jou raad gaan gee, wat jou leiding gaan gee. En sommige van ons nodig om hierdie verandering te bring in ons lewe en dalk alles in ons lewe moet verander en van ons moet dalk net 'n gedeelte van ons lewe verander en daardeur moet jy nie weier wanneer Jesus jou roep hierdie jaar en sê kom. Want los om te laat gaan van hierdie nette beteken dalk is daar seker goed soos gewoonte is. Sekere verhoudinge. Sekere denkpatrone, daai ding wat so kompeteer met Jesus Christus as raadgewer van jou lewe. En iemand het hierdie gesê, letting go isn't punishment, it is preparation. Want hy berei jou voor vir dit wat mooi sal kom. Jy sien wat hierdie twee gedoen het, en hulle is eintlik 4 later, Jakobus en Johannes, die 2 boeties, het ook hom gevolg. Inteendeel, die Bybel sê, vers 19, hulle het hulle pa net so gelos op die boot. Nou luister, as ek my pa net so moes los, terwyl ons besig is om te werk, sou ek nie vandag hier gestaan het nie. Want hoekom? Hulle het geweet, ons volg hom. Ons volg hom. Hulle het geweet, hulle moet hulle lewe herstruktureer, heroriënteer. En die sentrale fokus van hulle lewe is nie hulle loopbaan, hulle gesin, vrou, geld, gesondheid, niks van daai goed nie. Die sentrale fokus van hulle lewe is Jesus Christus. Dink gou vir 'n oomblik daar. Verlede week het ek vir julle gesê van Haggai, wat kom profeteer oor die Israeliete, wat wanneer die Israeliete daar kom staan en sê, hoorie maar ons lewe gaan aan en dit was 16 jaar nadat hulle terug is in die beloofde land uit ballingskap uit. 16 jaar later. En hulle lewe het aangegaan, hulle het hulle karriers gebou, het geld gemaak, hulle huise gebou, vriende gemaak, getrou, kinders gekry. 16 jaar later, toe die profeet vir hulle sê, hoorie, is julle alright? Toe sê hulle nee, want ons eet en ons bly honger, ons trek aan, maar ons is die hele tyd koud, ons drink, maar ons is die hele tyd dors. Dis asof dit wat ons gebou het vir soveel jare lank, het nie ons lewe vervul nie, en ons soek na iets wat ons lewe vervul, en dan sê die profeet, dalk moet julle eers fokus om die tempel te bou, wat vir soveel jare lank nooit gebou was, en daar is die tempel. Maar julle het aangegaan met alles om dit, en vergeet die fokus is God die Vader. Vir jou en my, die fokus is Jesus. Volg my. Volg my. Ek wil hê, jy moet jou lewe vir my gee. Jesus beloof nie onmiddellike volmaaktheid nie. Hy beloof 'n voortdurende transformasie in jou lewe. Volg my. En so, moet ons op 'n plek kom wat ons vandag kan sê, heel eerstens, ek wil hom volg. Met alles. Vir 'n oomblik net so my eie lysie van geld, finansies, gesondheid en huwelik en al hierdie ander goed, verhoudings, ek wil dit net so een kant sit en ek wil eers hom volg. Met alles wat ek het. My lewe gesentraal hou, gefokus hou op hom, wat sy lewe vir my gegee het. En as dit jou begeerte is vanoggend om te sê, ek volg hom vandag. Dalk het ek hom nie geken tot vandag toe nie, maar vandag volg ek hom. En ek het hom nodig as 'n suiwer, as 'n redder,
in my lewe en vandag staan ek op en sê ek volg hom. Tot jou begeerte is vandag staan saam met my. Net of hy is, ek volg Jesus. My hele lewe gaan oor hom. Want wanneer ek hom volg, sê die Bybel, soek eers die koninkryk van God en al hierdie ander dinge sal volg. My verhoudinge, my geld, my loopbaan, my kinders en my huisgesin en my huwelik en al hierdie goed sal volg. Hoekom? Want ek fokus op hom. En so jou begeerte vandag, dat jy jou hart sal verander, dat jy jou hand op jou hart sal sit terwyl ek vir jou bid. En so Vader, ek bid vandag vir mense in hierdie auditorium en almal wat aanlyn kyk. Mag jy vandag ons harte kom aanraak, Here. U woord leer ons, u het vir ons gesê, volg my, en daai volg my is nie net relevant tot die disippels wat u gevolg het nie, maar dit is tot ons as mens wat vandag hierso staan. Sê my lewe sal deurweek word met wie God is. En ek wil vir elke persoon kom bid. Laat u wil geskied. Laat die koninkryk kom. Here, dit wat belangrik genoeg is om môre te doen, is belangrik genoeg om vandag die begin van 'n lewensjaar te kan doen. Dus vandag sal sê, u is die sentrale fokus van my lewe. Seën hulle vandag in Jesus naam. Amen. Kom ons sing saam. Ons maak hierdie woord vas in ons gees.